Man in die rolstoel, episode 10. Gewoonlik sal dit Carmen nie pla as 'n man net omdraai en haar so half en half ignoreer nie. Maar in Rion se geval is dit anders. Die man het 'n uitdaging. Hy sit in 'n rolstoel. Dalk as gevolg van 'n neuronsiekte van soorte. Dalk ly hy aan depressie daaroor. Vir baie ouens in sy posisie word dit soms net te erg. Hulle raak gefrustreerd, sukkel om op hulle eie reg te kom. Sy kan raai dat Kersfees vir hom soos 'n berg voorlê. Sekerlik was daar op 'n stadium 'n vrou in sy lewe. Aantreklike manne soos hy moet dikwels aanhangers met geweld van hulle af weghou. Tensy sy buie gemaak het dat sy vrou gekies het om nie meer by hom te wees nie en dat hulle intussen geskei is. Of was hy dalk een of ander tyd in 'n ongeluk? Kan dit wees dat sy vrou saam met hom in die kar was en nou dood is? Sal dit nie beter wees om haar so bietjie oor hom uit te vra nie? Dalk by Babs. Sy het nog Tant Lelani se dogter se nommer op haar foon. Net om vir Rion te probeer help waar nodig, indien nodig. Maar nee, besluit Carmen, sy ken Babs nie goed genoeg nie, en sy kan nie, sy wil nie, en sy sal nie agter sy rug van hom by iemand anders kinder nie. Nie as hy nie self met haar daaroor wil praat nie. Kyk, as hy nie in 'n rolstoel was nie, sou sy nie eens 2 keer oor hom en sy gevoelens gedink het nie, laat staan nog broei oor wat in sy siel en gees aangaan. Want dit is wat sy nou doen. Sy broei oor hoekom hy net verbygery het, by sy garage in is en nie eens 1 keer omgedraai het om te waai en weer te groet nie. En toe hy moes weggeraak vir 2 dae, nie 'n gordyn oopgetrek of kop in die venster of deur uitgesteek nie. Nee, iets byt aan hom. Iets is nie vir hom lekker nie. Kyk, as hy soos 'n skilpad kop in sy dop getrek het, sal sy hom daar uithelp, want dit is wat sy doen. Mense weer op hulle voete help as hulle daar afgetuimel het, by wyse van spreuke. Dalk moet sy 'n bietjie moeite doen en hom vir braaivleis nooi vir môre aand, want dit is darm Vrydag aand môre aand. 'n Goeie verskoning om 'n vuur aan te steek. Vanmiddag toe sy van die werk afkom, was sy net betyds om Tant Lelani se huishulp 'n geleentheid te gee tot by die busstop. Die vrou het vandag daar by Rion gewerk. Toe sy vertel dat Rion homself byna heel dag in die tweede slaapkamer toegesluit het. Hy werk daar, maar sekerlik lyk dit asof hy daar slaap ook. Hoekom sal die man nie by die hoofslaapkamer slaap nie? Dit is mos sy huis daai, gaan die vrou af. Veral as hy disabled is, dan need hy baie space. Nee, ek weet nie, het Carmen geantwoord. Sy weet mos, as jy iets van iemand wil weet, vra sy huishulp, veral as die iemand 'n man is, maar moenie bydra tot ammunisie nie. Sy sal in elk geval vir jou vertel wat die toestand van die man se kouse en onderklere is. Ag, hy worry ook seker maar oor die spook wat dalk daar kan loop by die kamer, besluit die donker dame. Maar ek worry van sy skoene. Nie sy sokkies nie. Ok, wat worry jy oor sy skoene, wil Carmen weet. Hoe trap hy hulle as hy nie kan loop nie? Bedoel jy dit lyk asof hy met sy skoene loop? Carmen lag lekker, dat iemand so oplettend kan wees. Ag, sekerlik is dit maar van sy ou skoene, van toe hy nog kon loop. Shame, dan het hy nie nuwe skoene gekry, vandat hy sit by die stoel nie. Van toe hy van die perd afgeval het, want sy ander klere is mooi nuut en duur. Daai man koop nie skrap vir klere nie, gehoor. Het ek jou reg gehoor? Het Rion van 'n perd afgeval? Vra Carmen. Het hy dit vir jou vertel? Nee, Babsie, die dogter van mevrou Lelani, sy het my vertel. Gat oor kop van die perd afgeval, toe die perd voor die gat vasgesteek het. Toe skraap hulle hom van die grond af op. Toe het hy gelê by saal 1, 2 en 3, want anders sal sy ego blykbaar nie gepas het nie.
Sies man, was Babsie lelik daaroor? Vra sy. Nee, Babsie het vreeslik gelag, asof dit die snaakste grappie was. Goeie genigtig, wat sou die vrou se storie wees om te lag vir die streep wat die lewe 'n ander persoon getrek het? As sy Babsie enigsins beter as bloot van sien geken het, het sy haar nou gebel en 'n stukkie van haar gedagtes vir die vrou gegee. Oor die skoene het sy besluit om namens Rion te verduidelik. Ek het al dikwels gesien dat mense in rolstoele tekkies en skoene kies wat reeds uitgetrap is. Omdat hulle nie gevoel in hulle voete het nie, kom hulle nie agter dat die skoene hulle druk nie en dit is nie goed vir daai voete nie. Okay, besluit die dame nadat sy oor dit alles nagedink het. Maar ek het net gewonder, want mevrou Lelani het geen skoene gedra nie. Maar dan aan die ander kant, die rede daarvoor is mos dat sy nie meer voete gehad het nie. Shame, ek mis daai vrou so baie. Al het Rion vir my groot bonus gegee en gesê, ek moet eers weer Januarie kom werk. Nog steeds mis ek haar. Daarmee klim die vrou uiteindelik met haar pakkaas by die deur uit. Duidelik hoef sy nie haar vorige dame te mis nie, want haar nuwe baas het vir haar 'n hele pakkaas vol geskenke saamgestuur huis toe. Geseënde Kersfees, roep Carmen agterna. Jy ook, kan sien ek jou by die nuwe jaar. Wanneer Carmen wegtrek, besluit sy, soveel te meer rede om te gaan hoor of Rion nie maar lus het om môre aand by haar te kom braai nie. Sy stop by Spar om van hulle lekker duur skaapchops te koop. Sy doen dit mos nie gereeld nie. 'n Pakkie met 5 in, 3 vir hom en 2 vir haar. En toe besluit hy, as hy een van die familie se manne was met wie sy tevore getroud was, het hy gedink al 5 skaapchoppies behoort syne te wees. Sy sal meer moet koop, sy kan altyd die res bære vir Saterdag. Toe kies sy nog 'n pakkie met 5. En haar gunsteling wors, aardappels, mielies en goed verslaai maak, 'n bottel beet, broodrolletjies, want as daar nog 'n laaste gaaitjie in iemand se spensie is, kan hy dit altyd met brood opvul. En omdat sy nie self van bak hou nie, koop sy melktert vir nagereg. Nou moet die man net nee sê, dan sit sy met kos vir tot na nuwe jaar. Sy stop voor haar huis, wag vir die hek om oop te gaan, toe die deur van die garage en nadat sy haar inkope afgepak het, stap sy na die huis aan die oorkant van die straat. Dit vat lank voordat sy 'n effense geskarrel daar binne hoor. Die volgende oomblik gaan die deur oop en Rion wag haar in sy rolstoel in. Sy beduie oor haar skouer. Ek het gedink, gewonder, is jy lus om môre aand by my te kom braai? Sy mond gaan oop, seker om te protesteer. Tipies man, as hy nie kan braai nie, tjak het dan. Carmen verduidelik, jy hoef nie te braai nie, ek doen die braaiwerk. Ek hou daarvan. Ek braai dikwels vir myself, selfs al is ek alleen, en jy is my gas môre aand. Wel, ek kan nie net kyk as jy braai nie. O, maar jy kan, Rion. Ek kamp gereeld in die hoekie en dan staan ek my eie tent op en braai my choppie op my eie vuurtjie wat ek self gemaak het, want ek kan. Kamp? Jy kamp? Vra hy en sy oë kry 'n vreemde glinstering. Jep, ek is baie lief vir kamp. Maar net toe die woorde uit is, kry Carmen lus en byt haar tong af en berei hom met 'n spesiale mosterdsousie vir Kersfees voor en dan sluk sy hom sommer heel in. Miskien het die arme man dit ook eens geniet om te kamp en nou herinner sy hom daaraan dat dit nogal 'n uitdaging kan wees vir iemand wat nie die gebruik van sy bene het nie. Ek ook, verklaar hy egter. Ek is mal oor kamp. My gewone Kersfeesvakansies het my dikwels Mosambiek toegeneem. Aanvanklik in groepe, maar die laaste jare kies ek om op my eie daar op die strand te gaan sit en sterre te tel. Was jy al tevore in Mosambiek? Ja, 'n paar keer, maar ek moet erken, ek weier om alleen in Mosambiek te gaan kamp. Die wildtuin is maar my tweede woning. Daar voel ek veilig.
vertel sy entoesiasties, bly dat daar iemand op aarde is wat haar liefde vir uitkamp met haar deel. Kon deel, tensy een of ander tyd vir homself 'n spesiale kampvoertuig sal kan aanskaf, een wat rolstoelvriendelik is, dan kan hy sekerlik weer gaan kamp, want daar bestaan tog sulke voertuie. Nee, dit is eintlik nie wenslik om vrou alleen in Mosambiek te gaan kamp nie. Miskien ook nie regtig vir 'n man nie. Ek slaap maar met my ore oop wanneer ek daar is, in toegewyste kampeerplekke. Stem hy saam. Jy is voorwaar een van die min vroue wat ek ken, wat bereid is om alleen te gaan kamp. Wel, dit is die goedkoopste manier om die mooi plekke in die land te sien, erken sy skamerig. Met my job moet ek maar sente omdraai. En job vir jou is? Vra hy. Ek doen berading. My kantoor is by die kerk hier om die draai en die meeste van my pasiënte gooi net 'n kollekte in die bakkie. Sy sal nie vir hom vertel van die huurinkomste wat sy van die plaasie by Delmas kry nie, ook nie van die klein belegging waarop sy rente trek nie, 'n kombinasie van die nalatenskap van haar ouers en die klein bietjie pensioengeldjies wat na haar polisiewerk aan haar uitbetaal is. Sy sal nie mors nie, maar sy het heeltemal genoeg om van te leef. Dankie. Nou dat hy gevra het, wat doen jy, kan sy seker vir hom vra wat hy doen. Maar sy sal liewer nie. Dalk leef hy van 'n polis wat na sy ongeluk of wat ook al uitbetaal is en hy is te skaam om te erken dat hy sy dae in sy stoel omfrustreer omdat hy nie weet hoe om die dag om te kry nie. Sy draai half om. As jy wil tyd neem om te besluit oor môre aand, dan sal ek môreoggend gou terugkom om te hoor of jy wil kom braai. Nee, antwoord hy, ek wil. Ek kom baie graag môre aand by jou braai. So wat bring ek saam? Wel, iets om te drink dalk. Ek het bier. My broer koop altyd 'n dosyn en dan drink hy 'n maksimum van 4, dan bly die res gewoonlik in my yskas agter. En jy drink nie bier nie? Vra hy. Nee, eerder 'n Savanna of 'n Hantus, erken sy. En reken nou net, ek het toevallig 'n hele paar Savannas in die yskas ook. Dis nou vir as Babs en haar man onverwags hier uitkom. Jy weet mos dis tant Lelani se dogter. Ons het saam groot geword, vertel hy. En ek weet jy het haar ook mos al tevore ontmoet. Ja, ek het haar redelik dikwels gesien. Nou ja, Rion, jy moet mooi bly tot môreoggend dan. Nee, wag eers. Nou dat ons vasgestel het dat jy van Savanna hou en ek 'n paar biere in my yskas het, is jy nie lus vir 'n laatmiddagdrankie hier by my nie. Ek het biltong en droewors en Wild Earth Safari Life het pas begin. Wel, dit klink baie lekker, maar ek het mos 'n brakkie daar in die huis. Oom Harties se stikkende hondjie. Ek wil net eers gou gaan kyk of hy alright is, en miskien kook ek vir ons 'n paar eiers en vul dit, dan gebruik ons dit sommer alles as aandete, as dit reg is met jou. Ek hou van hoe jy dink, antwoord hy. Kom ons maak dan 'n afspraak, en sien ek jou so 5:30. En, o ja, Carmen, ek gaan verseker baie graag môre aand saam met jou braai. En wat 'n gemaklike en heerlike aand word dit toe nie, met 'n man wat haar nie probeer beïndruk met sy aardse skatte of met sy lyf nie. Rion het duidelik nie aardse skatte nie en 'n lyf met 'n uitdaging. Toe sien sy sowaar uit na Vrydag aand. Selfs Snippers lyk asof hy meer begin belangstel in die omgewing rondom hom. Hy verstaan van die hondjie deurtjie wat die vorige eienaar voor Carmen in die kombuisdeur laat insit het. So hy stap daar uit en gaan doen sy ding buite. Daarna kom sniffel hy die huis in, reguit na die 4-plaat gasstoof en oond, daar teen die een hoek, en toe druk hy sy neusie onder die stoof in. Ruik hy dalk gas? Wonder Carmen, en gaan snuif self die lug ook daar. Maar voordat sy regtig kan aandag skenk aan die saak, lui haar selfoon. Sy is nie regtig lus om te antwoord, toe sy sien dat die nommer wat daarop registreer van haar ex,
Louis Stein is nie. Maar soos hy hom ken, sal hy nie opgee voordat sy nie geantwoord het nie. Carmen, ek is in Pretoria. Ek het gewonder of ek vir jou vanaand iets baie lekker by 'n restaurant kan gaan koop. Dit is my laaste aand in die stad en in die Republiek, en ek kan mos nie regtig teruggaan as ek jou nie gesien het nie. Nee, jammer Louis, nie vanaand nie. Ek kry mense vir ete. Regtig? Louis klink verbaas. Dit gebeur mos nie baie nie. Is dit 'n romantiese kry mense vir ete? Vra hy. Nee, bloot vriendskaplik. Sommer van die bure oor kan die straat. Ek gaan braai. Jy gaan braai. Ja, Louis, ek doen dit baie. Ek braai gereeld. Wel, in daardie geval, en omdat dit nie romanties is nie, nooi ek myself ook sommer nou, want dit moet ek eenvoudig sien. Hoe laat moet ek aanmeld? Hy maak nie 'n grap nie, sy moet maar aanvaar dat sy nou 2 gaste vir aandete het. Gelukkig het sy 2 pakke skaapchops gekoop. 6 uur, antwoord sy. Ek is nog steeds nie een wat van middernagkuiers hou nie. 6 uur, want 3 minute voor 6 gaan die voordeur oorkant Carmen oop en Rion kom met sy rolstoel oor die straat aan. Hy hou nie daarvan om laat te wees nie, en net toe Carmen vir hom die hek oopmaak, kry Louis ook in. 1 minuut voor 6, want Louis is ook altyd stiptelik. Louis klim uit en haal sy koelboks van die agterste sitplek van sy dubbelkajuitbakkie af. Ek het nie geweet jy kry nog mense nie, sê Rion. Die klank in sy stem beteken seker dat as hy geweet het, hy nee gesê het. Ek ook nie, fluister Carmen, dit is my ex-man. Ons is al 15 jaar gelede geskei. Hy werk in die buiteland, maar ons is steeds soort van vriende. Wanneer hy in Suid-Afrika is, gooi hy so een keer in die tydjie 'n draai by my. So hy het homself genooi vir vanaand. OK, antwoord Rion, en dit lyk asof hy homself wil staal teen die aanslag van wat ook al en wie ook al. Maar dit is Louis wat 1 meter of 2 van die stoep af vassteek en uitroep. Goeie genugtig, Rion Rousseau, kaptein Rousseau, is dit regtig jy? Genugtig, hoeveel jare gelede is dit dat ons saam gewerk het? 11, seker, toe ons die laaste keer saam gewerk het by Brooklyn, moord en roof, toe jy, Rion wil iets byvoeg, maar hy doen nie. Daar verskyn 'n vreemde en behoedsame uitdrukking op sy gesig, 'n vraagteken tussen sy donker oë. Ja, daai tyd, bevestig Louis, wat waarskynlik die kodetaal verstaan. Maar hy is meer bekommerd oor iets anders. Maar Cappy, wat het met jou gebeur? Die laaste wat ek gehoor het, was jou voete nog op die aarde en jou elektronika onderneming aan die blom. Wat het gebeur dat jy nou in hierdie enetjie moet sit? Het jy van 'n dak afgeval terwyl jy 'n alarm ingesit het? Sal sy nie op die man se toon trap nie, besluit Carmen. Louis was nog nooit die mees taktvolle persoon wat sy ken nie, maar ten minste het die 2 manne nou iets om oor te praat, wanneer sy kombuis toe stap om haar gebakte aardappelgereg in die oond te gaan druk. Word vervolg.